Ja, baie welkom by ons eerste Bybelstudie vir 2026. Ek is baie dankbaar dat julle almal hier is. Ons begin vanaand met die boek Galasiërs en ek gaan maar in ag neem die omstandighede wat ons beleef het die afgelope tyd. Ook dat dit so na 'n synode is en daar regtig ook baie vrae is oor enkele van die sake wat daar by die synode gehanteer is. Ek gaan uit die aard van die saak nou nie op die synode ingaan nie, maar ek wil 'n bietjie vanaand gesels oor roeping, soos wat julle alreeds ook gesien het met die stuk wat ek uitgestuur het. Ek wil soos altyd vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons soewereine God, ons hemelse Vader, ons is baie dankbaar dat U ons aan die begin van 2026 bymekaar gebring het en dit rondom U woord. Die woord, die Bybel, is vir ons werklik die woord wat van U afkom en ons wil graag daarna ook luister en ons lewens dan ook aanpas aan die hand van dit wat U vir ons sê. Ons wil bid dat U met elkeen van ons vanaand in die besonder sal praat, ook oor ons eie roeping en oor die doel van ons lewe en in watter rigting ons lewe beweeg. Ons bid dus vir U leiding, die leiding van U Heilige Gees, en ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, ek weet nie of julle dit weet nie, maar Paulus se brief aan die Galasiërs is een van die heel oudste boeke wat ons het van die Nuwe Testament. Saam met 'n boek soos Jakobus en waarskynlik dan die Evangelie Markus, is dit 'n baie ou boek, is een van die eerste boeke van die Nuwe Testament. So ek gaan die hele hoofstuk lees, maar ons gaan eintlik maar net die eerste paar verse eers doen. Maar ek glo dat 'n mens moet die woord van die Here hoor. En daarom is ek nie skaam om te sê ek lees maar die hele hoofstuk nie. Ons sal met tyd na al die verskillende dele van hierdie eerste hoofstuk kyk. Nou, dit volg die tipiese patroon van 'n Griekse brief van daardie tyd, met Paulus wat homself aandui as die skrywer en vir wie hy dit dan ook skryf. Paulus, 'n apostel, nie op gesag van mense of deur 'n mens nie, maar wel deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dood opgewek het, en al die broers saam met my aan die gemeentes van Galasië. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai, maar selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek die guns van mense?
As ek nog steeds mense se gunst sou probeer wen, sou ek nie meer 'n diensknegt van Christus wees nie. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie 'n menslike saak is nie, want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar wel deur 'n openbaring van Jesus Christus. Julle het immers gehoor hoe ek vroeër volgens die Joodse godsdienst geleef het, dat ek die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer vernietig het, en dat ek in die uitlewing van die Joodse godsdienst baie van my tydgenote in my volk oortref het, deurdat ek my soveel meer beywer het vir die tradisies van my voorvaders, toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. Ook het ek nie na Jerusalem opgegaan na hulle wat voor my apostels was nie, maar ek het wel na Arabië gegaan en toe weer na Damaskus teruggekeer. Eers later, na 3 jaar, het ek na Jerusalem opgegaan om Sefas te ontmoet, en ek het 15 dae by hom gebly. Maar van die apostels het ek niemand anders gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek vir julle skryf, kyk, dit sê ek voor God, ek lieg nie. Later het ek na die streke van Syrië en Cilicië gegaan, maar ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes in Judea. Al wat hulle steeds bly hoor het was, hy wat ons voorheen vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër probeer vernietig het, en hulle het God oor my verheerlik. Nou ja, vanaand hoop ek eintlik net om vers 1 te kan doen, en dit klink dalk 'n bietjie oordrewe, maar dit is eintlik so belangrik en 'n brandende kwessie, dat ek dink dit is geregverdig om daarby stil te staan. Ek dink ook veral in die lig van die besluit oor die vrou in die am van ouderling en van predikant, is dit nodig dat ons kyk na roeping. En ek weet ek het 'n stuk opgestel wat die kerkraad gevra het ek moet opstel, en ek het dit uitgestuur op die groep, maar daar is ook 'n ander kant wat ek kan verduidelik, en wat ek graag wil verduidelik en stel ook in hierdie Bybelstudie van vanaand. En dit is die hele saak van roeping, want in daardie stuk wat ek uitgestuur het, kon ek nie eintlik by die positiewe aspek van roeping uitkom nie. Die opdrag van die kerkraad was om 'n skrifbegronding te gee vir daardie besluit. En dis wat ek maar probeer doen het. So, ek het nie ingegaan op die positiewe gedeelte, so wat is ons roeping nie en hoekom het ons 'n roeping nie? En dit kan 'n mens so duidelik sien in hierdie eerste vers, waar die apostel Paulus praat van sy eie roeping. En daar is natuurlik historiese redes waarom hy hier in Galasiërs hoofstuk 1 praat van sy eie roeping. Hy is juis op hierdie punt deur mense wat by die Galasiërs opgedaag het, waarskynlik baie kort nadat die gemeente sy beslag gekry het hulle juis Paulus se roeping betwyfel. Hulle het sy apostelskap bevraagteken. Nou die oomblik wat hulle sy apostelskap bevraagteken, is dit tog 'n direkte aanval ook op sy roeping. Want Paulus het dan gesê dat God het hom geroep. Dis natuurlik die gebeure waarvan julle ook sal weet, ons lees in die Bybel, en ek kan miskien maar weer julle geheue verfris. Weet, 'n mens dink altyd, jy weet wat staan in 'n bepaalde gedeelte, maar
gaan lees dit weer, dan kom jy onder die indruk van hoe jy dinge vergeet het, of jy het dit nie reg onthou nie. Nou ja, ons weet dat daar is uiteindelik 'n ewige vervolging van die gemeente wat beskryf word in Handelinge hoofstuk 8. En dan uiteindelik weet ons dat hierdie vervolging word gedryf deur die Sanhedrin, of die Joodse Raad, en Paulus staan dan in hulle diens. Nou, so hierdie hele geskiedenis van Paulus se bekering, van sy wedergeboorte, word vir ons eintlik beskryf in Handelinge hoofstuk 9. En dan wat 'n mens in gedagte moet hou is dat saam met Paulus se bekering, sy wedergeboorte, sy wortelbekering, gaan ook die roeping in die besondere diens. Met ander woorde, hy kom nie net daar tot bekering nie, maar hy word ook deur God geroep om 'n apostel te wees. En ek onderskei daai twee dinge van mekaar. So ek dink baie mense sien Handelinge 9 as die bekering van Paulus, en hulle mis die punt dat dit ook sy roeping as apostel is, sy besondere roeping. En ek onderskei, dis 'n algemene onderskeiding wat ek vind skynbaar 'n bietjie vergeet word deur sekere mense, dat daar is 'n besondere en 'n algemene roeping. En die besondere roeping is byvoorbeeld die ampte, soos die van ouderling en van die diaken. Maar ons almal het 'n algemene roeping. En die algemene roeping sal ons bietjie net nou na kyk, en dis om Christen te wees. Nou kom ons lees net eers, dat julle kan nou sien, dit gaan hier oor Paulus se bekering, maar dit gaan ook hier oor Paulus se besondere roeping. Juist dit wat aangeval word, deurgangs verwys hy daarna in Galasiërs. Nou weet julle, dit was dieselfde situasie in die briewe wat ons nou net gelees het met die Korintiërs. Daar was daar ook mense, en ek kan maar vir julle vertel, ons ken daar die mense, dis dieselfde groep, dis dieselfde ideologie, dis dieselfde groep wat ons ken as die Judaïste. Met ander woorde, mense wat wou vashou aan die Joodse geloof, wat in beide daardie gemeentes en ook op ander plekke probleme geskep het vir Paulus, en altyd hom aangeval het op hierdie punt van sy apostoliese roeping. Ons lees Saulus, dis natuurlik verwysende na Paulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is. En as jy nou gewonder het, hoe is na die eerste gemeente of die eerste Christene verwys? Hulle is genoem die weg, of die mense van die weg. Ons lees dit hier in Handelinge hoofstuk 9. Mans, sowel as vroue, hy het hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en hoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnengebring. 3 dae lang kon hy nie sien nie, en het hy nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias.
In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus, want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy, u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeie te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus, en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die Seun van God is. Almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra, is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het, en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie. Goed, nou moet jy jouself afvra, wat het gebeur tussen, so ons weet, hy sien die helder lig en hy hoor dat die Here met hom praat op pad na Damaskus toe, en dan kom hy Damaskus in. En nog het die Here dit nie aan, dis 'n proses eintlik ook, maar Saulus se bekering verloop eintlik dan oor 'n tydperk van dae. Dit begin daar waar die Here hom tot stilstand bring. Dan is hy in gebed. Maar die Here weet dat Saulus het verdere leiding nodig, en daarom stuur hy Ananias na hom toe. Aanvanklik is Ananias baie huiwerig, en dan, as Ananias by hom kom, dan gee hy aan hom versekering, en uiteindelik is daar genesing vir Paulus, en dan in die volgende gedeelte van die hoofstuk lees ons, hier is Paulus besig om te leer. Hier is Paulus besig om te begin met sy roeping, om dit uit te leef. So, wat het gebeur? Hoe het hy geweet, dit is wat hy moet doen? Nou, ons kan net glo, dat die Here het dit vir Ananias gesê. Hy sê mos in vers 15, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Daar word nie vir ons gesê dat Ananias dit vir Paulus gesê het nie. Maar ons aanvaar dat Ananias moes dit hom meegedeel het, en dit is hoekom as hy dan in Damaskus daar na die sinagoge toe gaan, dan begin hy om hierdie roeping uit te leef. En dit is, sal 'n mens sê, 'n indirekte roeping wat die Here aan hom deurgee en duidelik maak deur middel van Ananias. Nou met baie mense wat byvoorbeeld predikante word, of wat 'n ouderling of 'n diaken word, is dit ook so. Dit kom na aanduiding van 'n gesprek met 'n medegelowige, wat iemand bewus word daarvan dat
Die Here glo ek het my geroep vir hierdie besondere taak. Die ander vraag wat ek myself altyd afvra, as ek lees van hoe dat die apostel Paulus net omtrent altyd aanvalle beleef het op hierdie punt van sy apostelskap, hoekom is dit so dat Paulus gedurig op hierdie punt aangeval is? Jy sal byvoorbeeld nie vind dat dit die geval was met Petrus nie. Hoekom is dit die geval met Paulus? Ek dink daar is 'n baie eenvoudige antwoord. Onthou nou, wat was die patroon? En ek verwys ook in die stuk wat ek uitgestuur het, ek het daai stuk eintlik maar net so oorgedra na vanaand se Bybelstudie toe. Die patroon wat die Here Jesus volg is, hy roep daardie 12 manlike disippels en hy leer hulle in die volgende 3 jaar en met die oog daarop dat hulle word uiteindelik die apostels. Apostello beteken die uitgestuurdes. Maar Paulus was toe nie in die prentjie nie. Paulus was nooit een van daardie disippels van die Here Jesus nie. Hy kry op 'n ander manier die roeping as wat hulle dit gekry het. Hulle het dit direk gekry van die Here Jesus af. Die Here Jesus het hulle byvoorbeeld daar by die skuite geroep waar hulle besig was om vis te vang. Maar Paulus ontvang dit op 'n indirekte wyse, wanneer Ananias dit sekerlik aan hom moes oorgedra het, dat hy hierdie roeping van die Here ontvang het. En dis maar hoe dit is met predikante en met ouderlinge en met die diakens ook vandag. Ons het nie ons roeping ontvang of gehoor as 'n stem uit die hemel uit nie. Dit was 'n proses en die Here het baie keer ander mense in die proses gebruik. So Paulus hanteer dit heel aan die begin van hierdie brief, want dit is deel van die kernprobleem wat hy ook probeer aanspreek in die res van hierdie brief. En jy sal baie goed doen om dit maar te onthou. So hy skryf Paulus 'n apostel en ek dink die argument gee hy vir ons hier in die eerste vers, wat die mense teen hom gebruik het. Dat hulle sou gesê het, maar Paulus het eintlik maar net sy roeping miskien gehoor van Ananias af, en uiteindelik is hy en Barnabas uitgestuur deur die gemeente van Antiochië. So dis alles volgens hulle menslike werk. Onthou nou, die gemeente van Antiochië het Paulus en Barnabas uitgestuur op hierdie sendingreise. En dit kan ook wees dat hulle dit as deel van hulle argument gebruik het. Maar Paulus sien dit anderste. Hy sê nee, die Here het mense gebruik, dood eenvoudig om die roeping wat hy reeds my van bewus gemaak het, my op die hart te druk. My roeping is nie op gesag van mense of deur 'n mens nie, maar wel deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Die Vader wat die Seun uit die dood opgewek het, is ook die krag van die Seun. Nie dat ek die persone van die drie eenheid probeer vermeng nie, maar as Jesus dan, kom ons sê, deur Ananias vir Paulus roep, dan is dit per implikasie ook die Vader wat die Here Jesus opgewek het, wat die apostel Paulus roep. So, dis eintlik 'n baie belangrike vers hierdie wat ons moet onthou. Ek dink ek moet nou net eers weer stop share en dan moet ek met julle weer hierdie gedeelte deel, want anders te sien julle hom nie. Ja. So ek het nou nie weer ingegaan op die agtergrond nie. Ons sal bietjie meer kyk na die historiese agtergrond. Dis baie belangrik dat 'n mens in hierdie gedeelte die fokus op God plaas. Ek is juist besig om artikels te skryf oor die feit dat ons nie die fokus op die mens of op die mense geloof moet plaas nie, maar dat die fokus altyd op God moet wees. Calvin, en dit is iets wat
uniek is aan Calvin en vir my baie belangrik en kosbaar is, en nou moet jy onthou, dat hulle het in daardie tyd, ons nou maar in Latyn geskryf, het gepraat van God as die sprekende God, die God wat betrokke is, en wat spreek en wat praat, en hy gebruik ook mense in daardie proses. En dit is hy wat mense red sonder dat hulle dit verdien. Dis hy wat vir mense 'n roeping gee, wat die lewe vir ons die moeite werd maak. En op hierdie punt wil ek nou eers iets sê, wat dit vir jou baie belangrik maak om nou te luister. Mense raak rigtingloos, wanneer hulle nie besef, hulle het 'n roeping nie. Wanneer mense weet, dat hulle moet iets doen, hulle het 'n taak, hulle het 'n betekenis, hulle moet nie net leef nie, hulle is nie net geskep om asem te haal nie, dan verander dit hulle lewe heeltemal. En dit wat Paulus hiervan praat, en dit wat Paulus hier besef het, is dat die soewereine God, die God wat kan, die God wat kan doen wat hy wil doen, het beslag gelê op sy lewe. Sy lewe was in een rigting op pad, en God het 'n stokkie daarvoor gesteek, en hy het gespreek in die lewe van die apostel Paulus, en dit het die lewe van Paulus in 'n ander rigting gevat. En dis wat met ons ook gebeur, wanneer God deur die werking van die Heilige Gees, met die evangelie, spreek in ons lewe in. As ons die woord hoor en ons word wedergebore, dan kom die Here, en net soos wat hy Paulus geroep het, roep hy ons nou nie altyd in die besondere dienste nie, maar hy roep ons om te dien. Hy roep ons om hom te gehoorsaam. Hy gee betekenis aan ons lewe. Hy gee 'n nuwe rigting aan ons lewe. En dit, om daai besef by jou te kry, en te ontwikkel, en uit te bou in die res van jou lewe, is 'n genade. Dit is deel van die sola gratia, die genade alleen. Maar dit kan jy net besef deur die geloof, sola fide, alleen die geloof. Anderste bly jy altyd dobberend, en jy is nie seker van wie jy is, en waarheen jy op pad is nie. Jy kan gelukkig wees wanneer jou lewe as het ware in 'n rigting beweeg, dan is mense gelukkig. Wanneer jou lewe koers het, wanneer jy 'n doel het. So, dis hoekom hierdie Bybelstudie van vanaand dan ook so geweldig belangrik is. Nou net 'n bietjie iets oor roeping. Roeping werk op 2 vlakke, in die sin van dat daar is 'n inwendige roeping, en daar is 'n uitwendige roeping. En die Here wil ons nie dwing nie. Die Here is nie 'n God wat, alhoewel hy 'n soewereine God is, 'n vrymagtige God is, en 'n almagtige God is, wil hy ons nie dwing om iets te doen wat teen ons wil is nie. Maar hy sal ons wil wel buig, sodat ons insien en verstaan, dat ons moet in hierdie rigting gaan, dit is vir ons goed, en dit is vir ons beter. God wil hê ons moet hom vanuit 'n plek van ware liefde, en 'n bereidheid om aan hom gehoorsaam te wees, moet ons almal sê, hier is ek Here. Spreek u dienskneg, luister. En hier dink ek nou aan die woorde van 'n baie jong seun Samuel, in die Ou Testament, wat onder leiding van Eli by die punt kom, toe Eli uiteindelik besef dat dit is God wat met Samuel probeer praat, dat hy vir hom gesê het, sê vir die Here, jy luister, jy sy dienskneg, gaan in sy diens. Dis die beste diens waarin jy kan staan. Dit maak die lewe die moeite werd. Nou, as jy dink oor jou lewe, en ek sal myself maar as 'n voorbeeld dan gebruik, dan het jy belydenis van geloof afgelê, en in daardie tyd het 'n mens ook baie bewus geraak van, in jouself, hier in jou hart sal ons sê,
van 'n inwendige roeping om in die diens van die Here te staan, om dinge vir hom te doen, om 'n lewe van betekenis te leef. En die Here kom en hy wys vir 'n mens in jou lewe waar en hoe. Dis dan ook 'n uitwendige roeping. So die inwendige roeping word uiteindelik bevestig ook met 'n uitwendige roeping. Nou met predikante werk dit so dat jy beleef 'n inwendige roeping en jy meld aan vir studie, jy begin jou studie, maar daardie inwendige roeping wat oor baie jare loop, word eers bevestig die dag wanneer jy 'n beroep kry. En wanneer jy daardie beroep opvolg en jy begin om dit wat jy oor 'n lang tyd geleer is en wat God jou in jou ontwikkel het, te kan uitleef. So dit is baie belangrik dat ek en jy moet ook stil raak en die roepstem van God hoor. En nou bedoel ek nie dat 'n mens met allerlei stemme hoor nie, maar dit is 'n bewustheid van hier is iets wat die Here my die hele tyd op wys, wat iemand moet doen. En ek sien dit, baie ander mense sien dit nie. Of hier is 'n plek waar die Here my na toe bring, elke keer op keer. En maak nie saak hoe ek hier gekom het nie, maar ek is nou hier. En wat sê die Here vir my hiermee? Wat wil hy hê moet ek doen? So jy moet 'n sensitiwiteit ontwikkel om te hoor en te sien, wat is die Here besig om aan jou te kommunikeer oor jou lewe? En dan moet jy begin om te antwoord. Jy moet verantwoordelikheid aanvaar. Jy moet by 'n punt kom dat jy nie altyd al die redes aanvoer waarom jy nie die regte persoon is nie, of waarom jy nie kan nie. Want eintlik waarop dit neerkom is ongehoorsaamheid. Dis eintlik jy wat nie wil nie. Jy wat nie wil gehoorsaam wees nie. En dis 'n baie gevaarlike ding om te doen. Jy moet by die punt kom wat 'n mens kry by Samuel wat jy sê, spreek Here, u dienskneg luister. Ek hoor wat u sê, ek sien wat u sê. Ek sal hierdie week 'n stuk in die saadkorrel ook plaas. Jy weet as jy gaan kyk waar God die klem plaas as hy met die mens werk, dan plaas hy die klem in terme van ons sintuie op ons ore. Hy gebruik nie soveel ons oë nie, meer ons ore. En waarvoor het jy ore gekry? Het my ma my altyd gevra. Jy het ore gekry om te luister. Bedoelende, sy het altyd bedoel, jy moet gehoorsaam wees. So waarvoor het jy ore gekry? Waarom sien jy hierdie dinge raak? Waarom is daar hierdie inwendige bewustheid by jou? Waarom altyd hierdie selfde plek of mense of omstandighede waarheen die Here jou lei? Wat kommunikeer hy aan jou? En hoe reageer jy? Is jy nog die hele tyd besig om weerstand te bied, want jy dink jy's nie goed genoeg nie, jy's nie die regte persoon nie, jy het te veel sonde, wat sal ander mense sê of dink van jou as jy hierop reageer? En dis alles verkeerd, want dan beteken dit jy glo nie in God se vermoë om jou te verander nie, of om jou in staat te stel en jou te bemagtig vir hierdie roeping nie. Neem Paulus nou wat hier skryf as 'n voorbeeld. As Paulus daardie roete opgegaan het, nee, dan moes hy gesê het, Here, ek sal nie vir u kan werk nie, baie jammer, want ek het immers die kerk vervolg, ek het u naam gehaat, en ek het mense doodgemaak, wat lief was vir u en vir u naam. Ek kan nie sien. Ek kan regtig nie insien dat ek die regte een is vir hierdie taak nie. Maar Paulus het dit nie gedoen nie. Hy het so geglo in hierdie roeping, dat hy sy hele lewe lang daarmee volgehou het, onder uiterste moeilike omstandighede. Ons het gelees in die tweede brief aan die Korintiërs, as ek reg onthou, hoofstuk 12, hoe lys hy alles wat hy deurgegaan het, en hoe vas hy geglo het in die roeping wat die Here vir hom gegee het.
So uiteindelik, dis vir my opmerklik gewees toe ek onlangs tweede diakens bevestig het in ons gemeente. Daar is altyd hier die vraag, glo jy dat jy wettig deur God geroep is? Dat God die gemeente gebruik het om jou te roep tot hierdie diens? Jy moet dit glo, jy moet kan sê ja. Dis nie maar net dood eenvoudig met die wisseling van amptdraers dat dit nou maar weer my beurt geword het nie. Nee, ek glo die Here het 'n besondere roeping vir my gegee. Hy wil hê dat ek moet vir hom werk, ek moet hom dien. En dit, ek sê nou al reeds vir u, dit is nie net amptdraers wat die Here dien nie. Maar daar is baie mense wat baie ander aktiwiteite in ons gemeente doen. Soos byvoorbeeld, mense wat werk met finansies. En baie van hulle is susters, en hulle doen wonderlike werk. Nee, daar is ons sustersvereniging, wat dink ek van die belangrikste werk doen in ons hele gemeente en regtig baie besig is. So, dit is nie so dat 'n mens net 'n roeping het wanneer jy 'n predikant of 'n ouderling of 'n diaken is nie, maar ons almal het 'n algemene roeping. Jy vanaand hier is om na hierdie Bybelstudie te luister. Vra vir jouself hierdie baie belangrike vraag af. Waarom is jy hier? Waarom het die hemelse Vader, ons soewereine Vader, wat oor ons almal se lewe volle beheer het, dit so beskik dat jy vanaand hier is om hierdie Bybelstudie te hoor? Wat is sy doel met jou en met jou lewe? En waarheen is jy op pad? Is daar 'n rede waarom jou lewe nog altyd koersloos was? Of miskien waarom jy gevoel het dat jou lewe bereik net nie iets nie? Wel, miskien het jy dan nog nie so daarin gedink soos wat jy vanaand hoor van jou roeping nie. Nou, dit is so, en julle moet onthou, die duiwel, as ons hieroor begin praat, probeer mense altyd daarvan oortuig dat hulle nie 'n roeping het nie. En ek kan my net indink hoe moeilik moes dit nie ook vir Paulus gewees het nie. En agter dit alles wat hier afspeel, soos wat ek het nou vanaand vir jou probeer skets het al, is dit maar die duiwel wat hier 'n aanval loods op Paulus, want hy weet Paulus is belangrik. As hy Paulus uit die prentjie kan kry, as hy Paulus moedeloos kan maak, Paulus die moordenaar van kerkmense, dan as hy Paulus kan stil kry, word die evangelie nie verkondig nie, en word God se stem nie gehoor nie, en kan mense nie gered word nie, dan wen die duiwel. So elke keer, wanneer mense nie reageer op die stem van God nie, die lewende stem nie, die vox viva, die lewende stem, die stem van God nie, die evangelie wat lewe bring, elke keer wat hy iemand kan stil maak, dan is dit vir hom 'n oorwinning. Dit is vir hom 'n groot plesier as hy dit kan regkry. As hy jou daarvan kan oortuig dat jy met jou sonde, wat net te erg is, kan nie deur God geroep wees nie. Dat jy nog steeds besmet is met jou sonde en met al jou onreinheid, en dat jy kan nie geroep wees nie. Dan wen die duiwel in jou lewe. En hy verhoed jou daarvan om 'n doelgerigte, gelukkige en vervullende bestaan te voer. En Paulus oorbrug dit. En hy oorbrug dit, glo ek, in die krag en deur die werking van die Heilige Gees. En jy kan daarvoor bid. Ek dink dat gebed is die kragtigste instrument wat ons as gelowiges het. En ek wil jou aanmoedig, as jy onseker is van het ek 'n roeping, dan begin jy daaroor bid en jy vra vir die Here, Here, het ek 'n roeping? Oortuig my in die eerste plek van my roeping. Wys vir my waar U my geroep het en gee my die krag om U te gehoorsaam. En dis 'n verskriklike belangrike beginsel vir
'n gemeente wat ook wil groei en wat wil diensbaar wees in hierdie wêreld. 'n Gemeente wat dit nie kan insien nie, gaan nêrens heen nie. As die lidmate van 'n gemeente dit nie besef nie, gaan daar niks gebeur nie, gaan hulle niks reg kry nie. So uiteindelik sê ek maar net hier, dat uiteindelik was dit die duiwel wat Paulus probeer stilmaak het, en dan vir my die belangrike punt is, wie is almal geroep? Nou weet ek, ons was nou weer in al wat 'n koerant is, oor die naweek, oor die feit, dat soos wat baie mense dit sien, ons wil eintlik vir vrouens sê, hulle is nie geroep nie. En ons probeer eintlik vrouens 'n voorreg ontneem, om in die besondere dienste in die kerk te dien, en spesifiek met hierdie synode die werk van predikant en van ouderling. Daar is so baie ander kerke wat dit dan wel toelaat. Nou, ek gee in die stuk wat ek uitgestuur het ook 'n verduideliking, dat ons werk met verskillende hermeneuses. Aan die ander woorde, ons werk ons lees die Bybel deur een lens, ander mense lees hom deur 'n ander lens, en daarom kan hulle daarby uitkom. Maar ons lees die Bybel op so 'n wyse dat ons hou by dit wat God in sy woord sê, wat daar staan. Ons probeer werklik nie iets in die Bybel inlees of deur die praktyk en die daaglikse lewe beïnvloed te word nie. Ons glo dat ons gaan met die woord van God na die wêreld toe, en ons dra nie die wêreld in die Bybel in nie. In kort kan ek die verskil ook so aandui. So, en ek weet nie hoekom dink mense, moet jy 'n besondere roeping hê voordat jy vir die Here dien, en voordat jy 'n geroepene is nie. Daar is tog baie mans, wat in hulle hele lewe nooit 'n ouderling of 'n diaken is nie. Wil jy nou vir my sê, hulle is nie deur God geroep nie? Jy sien, mense mis 'n baie belangrike punt. En dit is dat God het ons almal geroep in die apostoliese geloofsbelijdenis. Bely ons, as ons kom by die tweede gedeelte van die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ek glo in Christus. Wat beteken dit as ek glo in Christus? Wel, ek glo hy is die gesalfde. Hy is die gesalfde van God. En daar is 3 Ou-testamentiese ampte wat gesalf was, of wat gesalf is. Die profete, die priesters en die konings. Die profete het verkondig, die priesters het gedien en die volk geleer, en die konings het geregeer. En dan is die laaste vraag van die verklaring van ek glo in Christus, waarom word ek en jy 'n Christen genoem? Hoekom is jy 'n Christen? As iemand vir jou vra, wat glo jy, of wie is jy, of beskryf jouself, dan hopelik gaan jy sê, ek is 'n Christen. Wel, dit moet tog dan nou verband hou met Christus. Christen moet verband hou met Christus. As Christus beteken gesalfde, as profeet, priester en koning, dan beteken Christen dieselfde. Dit beteken, ek is geroep om 'n profeet, 'n priester en 'n koning te wees. Ons almal is. As jy 'n Christen is dit jou roeping. As 'n profeet moet jy die evangelie verkondig. As 'n priester moet jy God dien en moet jy leer. Of jy man en of jy vrou is, of jy kind is, of jy belydende lidmaat of dooplidmaat is, jy is geroep tot hierdie roeping. As koning moet jy regeer, nie oor ander mense nie, maar oor jou sonde, sê ons belydenis. En dit is die roeping wat elkeen van ons het. Dis my eerste roeping voordat ek 'n besondere roeping as 'n predikant het. Is dit dat ek die roeping het dat ek 'n Christen is. Ek spesialiseer as gevolg van my besondere roeping
in die profetiese aktiwiteit, om die woord van God te verkondig, en in 'n sekere sin ook in die priesterlike aktiwiteit, om te leer. En ek het ook sekerlik 'n mate van 'n regerende aktiwiteit, ook saam met my medebroers herder ouderlinge. Ek is wel 'n leerouderling. Ek is een van 2 tipes ouderlinge wat ons kry in die gemeente. En 'n besondere roeping maak my nie belangriker as enige iemand anderste nie. Dis net 'n besondere taak wat ek het om uit te voer. So die punt wat ek wil maak is, as jy gedink het, jy weet nie waarheen jy op pad is nie, en jy het nie 'n roeping nie, dan sê Paulus per implikasie hier vir ons vanaand, met hierdie heel eerste vers, ons het almal 'n roeping. Hy sê ook, daai roeping is nie die werk van mense nie. Hoe het jy by God uitgekom? Weer eens, ek is besig met 'n artikeltjie daaroor. God het jou geroep. Was nie jou besluit nie. God het jou geroep. Hy het die verandering in jou lewe gewerk. Nou, ek wys ook maar daarop, en hierdie is eintlik nou die stuk wat ek uitgestuur het, en dit is ou nuus. Ek dink mense wat probeer om vrouens in ampte in te kry, spandeer soveel tyd en aandag daaraan, dat daar gaan so baie verlore. Hulle sien nie hierdie algemene roeping wat vroue ook het, raak nie, en hulle werk dit nie uit nie, en dan van die voorbeelde wat hulle noem, byvoorbeeld Miriam, Moses en Aaron se suster. Miriam het juist teen Moses in opstand gekom, omdat sy gemeen het, God praat nie net deur Moses nie. Hoekom kan sy nie ook praat nie? So dit het vir haar werklik gegaan oor, sy wou ook die profetiese werk doen. En met geleentheid vroeër het sy die profetiese werk gedoen, maar in haar algemene roepingsin van die woord. Nou hier waar sy teen haar broer in opstand gekom het, in Numeri 12 het God haar met melaatsheid getref, en sy het eers gesond geword nadat Moses vir haar gebid het. Maar vroeër, toe hulle daardeur die see getrek het, het Moses begin met 'n lied. En op 'n stadium het Miriam daardie lied verder gevoer. En tot, ek wil amper sê, tot 'n ander vlak verder gevoer. Daar het sy as 'n profetes opgetree, en word sy ook in die Bybel 'n profetes genoem. Maar dit is in terme van die algemene roeping. Hierdie is nie 'n skrifbewys om te sê 'n vrou kan 'n profeet wees nie. En hoe weet ek dit? Wel, as jy dit gaan kyk na die konteks van die ganse Ou Testament, watter vrou het 'n profetiese boek geskryf? Of is 'n profetiese boek na vernoem? Of was 'n profeet in die formele sin van die woord? Nie een nie. Dis die eenvoudige waarheid. So dit wat jy hier lees, weet ek, moet ek verstaan as die algemene roeping, en dis nie minder belangrik nie. Dis net 'n ander manier waarop God wil hê dat man en vrou hom moet dien. Nou daar staan dan nou in Miriam, en ek sal dit gou vir julle wys hierso as ek kan. En Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboerijne en koordanse, en Miriam het hulle al singende geantwoord: Sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe, hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. En dan as jy gaan kyk na die inhoud van die vers, dan kom jy agter, maar hier is iets wat ook baie belangrik is. Dit was nie net Miriam wat hier opgetree het as profetes nie, maar daar was ook ander vroue, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan. So dit was nie net sy nie, so dan moet hulle almal profeties opgetree het, nee. En was daar mans wat agter haar aangegaan het? Opvallend nie. Hoekom nie? So kry antwoorde op daai vraag, en dan kan jy verstaan waarom hierdie nie 'n plek is wat jy kan gebruik om te bewys dat Miriam 'n amptelike amptelike profetes was nie,
in die sin van dat sy die besondere profetiese roeping vervul het nie. Nou dit is soortgelyk met die voorbeeld van Deborah wat in 'n tyd wat die mans lamsakkig was, moes na vore tree, en dit is eintlik dis uitsonderlik in die eerste plek, hoogs uitsonderlik, en dis eintlik 'n aanklag, so as jy net gaan kyk na die konteks, is eintlik 'n aanklag teen die mans van daardie tyd, dat 'n vrou hulle werk moet doen, werk waarvoor hulle die hele tyd nee sê, omdat hulle te pateties is, moet hierdie vrou dit doen. En dan het sy self ook uiteindelik as profetiese gelowige vrou opgetree. As jy dan gaan na die Nuwe Testament toe, het ek reeds verwys ook na die voorbeeld van ons Here Jesus, wat die disippels baie direk geroep het, en ons het gepraat oor Paulus wat hy eers later geroep het, en dat dit waarskynlik dan ook die rede was waarom hy op daai punt so maklik ook aangeval is. Dit is egter, en julle kan hierdie gedeelte regtig maar self gaan deurlees, ek voel ek het dit uitgestuur, en julle het dit al gehad, minstens vir 'n dag, so julle kon dit gelees het, dat God roep, glo ek, werklik ook vroue, maar hy roep hulle om in die algemene roeping te werk van profeet, priester en koning, en nie in die besondere diens nie. Daai is die verantwoordelikheid van manne. En mans moet ook ophou, ook in ons eie tyd, om lamsakkig en pateties te wees, en al ewig nee te sê. Dit is juist een van die punte, wat die pragmatiese eksegese, met ander woorde, jy gebruik die pragma, die praktyk jy bring die wêreld, en jy gebruik dit eintlik om te sê, maar daar's vrouens wat bereid is en gewillig is en gelowig is, en laat hulle dan maar die werk doen, want dit is toch net prakties, die mans wil dit nie doen nie. Maar dis pragmatiese eksegese, met ander woorde, jy luister nie meer nie. Jy dink nou, jy dink 'n plan uit. Jy luister nie meer na wat God sê nie. Jy luister nie meer na sy stem nie. Jy maak nou jou eie planne. Nou ons weet as gelowiges, dat dit het nog nooit goed uitgewerk as ons eie planne beginne maak nie. Dit loop altyd op 'n ramp uit, nee. Dink maar aan 'n mens se persoonlike lewe, so dis beter dat 'n mens nie daardie roete opgaan nie. Wat vir my in hierdie gedeelte van God uitstaan, en ek wil daarmee afsluit, wat baie belangrik is mens vra jouself altyd af, so wat sê God van homself? As jy kyk na daardie eerste belangrike vers, wat hy Paulus laat neerskryf het, onder leiding van die Heilige Gees. Wel, God sê, hy is soewerein, hy is vrymagtig. Ek meen, Paulus se lewe het mooi geloop in een rigting, toe stop hy hom, en toe vat hy hom in 'n ander rigting. En die moderne mens sal sê, jy wag 'n bietjie, ek kan besluit wat met my gebeur. Nee, jy kan nie. Jy kan nie. Jy is nie soveel in beheer van jou eie lewe soos wat jy dink nie. Vat nou maar jou motor. Jy dink jy bestuur jou motor goed en jy is in beheer van jou motor en jy het al daardie moderne tegnologie, maar soos wat jy aanry op die pad is daar 'n oliekol en onmiddellik is daai motor totaal buite beheer. Hy spin en hy tol oor die pad en is 'n baie gevaarlike situasie. En jy het gedink jy was volkome, oomblikke voordat jy daardie oliekol gevang het met jou wiele, met jou bande. Was jy seker, jy is volkome in beheer van hierdie voertuig, en jy het absolute vertroue in die tegnologie wat hier ingebou is in hierdie voertuig. En op jou einde van die dag, as alles rondom jou begin tol, dan begin jy besef, my lewe hang aan 'n ou silwer draadjie. Ek is nie so in beheer van my lewe soos wat ek gedink het nie. God is in beheer van my lewe. As jy daar uitklim, as daai voertuig tot stilstand gekom het, dan dank jy die Here. Nee. En oomblikke vroeër het jy nie gedink dat jy nie by daardie punt nie, want jy het gedink jy is in beheer. Jy sien, dis die probleem met mense. Ons dink ons is so in beheer van ons lewe, maar kyk hoe ongelukkig is ons. Kyk wat gaan in ons lewe aan.
Ons dink ons weet waarheen is ons op pad. Regtig? Weet jy? Want daar's maar baie min mense wat weet waarheen hulle lewe op pad is. Wat hulle doel is, waarom hulle hier is. So as jy dit wil verander, voordat jy met jouself begin dink oor 'n soewereine God. Paulus se lewe op pad in een rigting, hy stop hom en hy vat hom in 'n ander rigting. En hy kan. Dis sy reg. Daar's niks meer verkeerd nie. Gee oor. Antwoord. Hier is ek, Here. Vat my, gebruik my. Ek wil diensbaar wees. Gaan probeer bepaal wat is jou roeping. Jy het 'n inwendige roeping, jy het 'n uitwendige roeping. Almal het 'n roeping. Miskien in die besondere sin van die woord, om te dien as 'n amptdraer in die besondere dienste, maar jy het verseker, as jy 'n Christen is, het jy 'n algemene roeping as Christen om profeet, priester en koning te wees. En lees rustig hierdie goed deur. Ek het hier baie ingesit oor die soewereiniteit van God, en kom baie meer gesê het, en daar is ook 'n klompie vrae. Ek wil dalk net 'n laaste ding sê. Paulus kom daarby in vers 4 dat hy sê, onthou net, God het jou verlos vir 'n rede. Hy het jou verlos sodat hy jou kan roep en sodat hy jou kan gebruik. En toe hy jou verlos het deur sy seun Jesus Christus, het hy jou skoon gemaak, hy het jou reg gemaak, hy het jou gereed gemaak, sodat jy vir hom kan werk, sodat jy hom kan dien. Jy is nie so onwaardig nie. En dit was nog nie genoeg nie. Hy het nog meer vir jou gedoen. Toe het hy gekom en hy het deur sy Heilige Gees in jou kom woon, en hy rus jou toe. Hy gee vir jou die gawes wat jy nodig het, sodat jy hom kan dien. So daar is geen verskoning, dat jy kan sê, soos Moses gesê het, Here, ek hakel, nie ek nie, kan daar nie iemand anders te wees wat gaan nie, kan iemand anders dit nie doen nie? Nee, dit is jy. Dit is jy wat hierdie roeping moet hoor. Nou ja, daar is geleentheid, of ek gee gou vir julle geleentheid vir enige vrae of opmerkings wat julle wil maak. Is daar miskien enige iets? Goed, hier is baie mense. Ek sien nie iets nie. Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons hoor wat U vir ons sê. Ons hoor regtig. En ons besef dat ons het elkeen 'n roeping. Wys vir ons met duidelikheid en sekerheid wat ons vir U moet doen. Werk in ons harte deur U Heilige Gees 'n nuwe gewilligheid. Buig ons harte daar waar ons stram is. En gee, Here, dat ons ook sal antwoord. Hier is ek. Ek is bereid om U te dien. Ek weet ek het 'n roeping. Ek het 'n taak. Ons bid, Here, dat U hierdie bewustheid aan die begin van 'n nuwe jaar in ons harte sal gee, en dat hierdie nie 'n jaar sal wees soos vele ander jare, waar ons dikwels nie uitgekom het by die roeping wat U vir ons gegee het nie. Dat hierdie 'n jaar is wat ons roepingsbewus beginne lewe het. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Julle, dit was wonderlik om hierdie tyd saam met julle te spandeer. Baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.